Goeienaand, kosbare kind van God. Ek groet jou op hierdie wonderlike, fantastiese maandag aand. Dit is die 21ste van April. Wat 'n voorreg om vanaand weer by mekaar te kan wees. By mekaar te kan kom op hierdie besonderse maandag aand. Paasmaandag, in die naam van Jesus Christus. Nou kind van God, voor ons verder gaan, kom ons sluit ons oë net vir 'n oomblik. Ons dierbare God en hemelse Vader, Here, ek dank U vir hierdie wonderlike dag. Ek dank U, Here, dat ons na U toe kan kom in die kosbare naam van Jesus Christus. Here, ons loof en ons prys U wonderlike naam en ons loof U, Here, vir dit wat U vir ons hierdie naweek al gedoen het. Here, dat ons al net lekker kon rus en die van ons wat tyd saam met U spandeer het, Here, waar ons U ontmoet het in 'n kerk of dalk by die huis of in 'n selgroep of dalk het ons 'n aanlyn diens gekyk, Here. Maar dankie, Here, vir dit wat U vir ons doen. Dankie dat U altyd daar vir ons is, Here. Dankie dat ons altyd kan weet, Here, U is daar. U is die onveranderlike, Here. U is dieselfde God wat die Rooi See oopgemaak het. Dieselfde God wat vir Moses gelei het om die Israeliete te lei uit die woestyn uit. Here, U is dieselfde God wat soveel dinge gedoen het, tot vandag toe nog, Here. Ek loof en ek prys U wonderlike naam. Dankie, Here. Amen. So kind van God, soos ek sê, baie welkom op hierdie spesiale maandag aand. My naam is Pastoor Hugo Boshoff. Ek is van Kingdom of Grace Through Faith Ministries en baie welkom by nog 'n uitsending van Klippies vir die bou van God se koninkryk. Hier waar ons elke dag bietjie meer en meer leer om 'n klippie te vat om God se koninkryk te bou, want God se koninkryk is nie 'n ver afgeleë plek waar ons na streef om te gaan nie, maar God se koninkryk is reeds hier, reeds in ons, en deur elke dag te kan verstaan en te luister na die woord van God en tyd by hom te spandeer, so kan ons weet wat is dit wat God van ons wil hê om sy koninkryk te vergroot, want dit is op die einde van die dag alwaar dit gaan om God se woord uit te bring in hierdie wye woeste wêreld al die wees. Nou gepraat van dit, kind van God, is natuurlik nou Paasnaweek, soos jy weet, en ja, dit was absolute belewenis om net weer bietjie by die Here se voete te kan sit. En weet, baie mense het nou kerk toe gegaan Vrydag en Saterdag en Sondag natuurlik en selfs vandag. En dis fantasties, maar weet, ek het altyd hierdie vraag in my. En dis maar dieselfde oor Kerstyd. Jy weet, hoekom is dit dat ons net die wêreld dwing dit, dat ons net sekere tye van die jaar asof ons meer aan Jesus glo oor Paastyd. As jy verstaan wat ek sê, en in die sin van hoekom nie elke dag Paasfees hou nie? Hoekom nie elke dag tyd maak om tyd saam met die Here te spandeer soos wat ons doen op 'n Sondag in die kerk nie? Hoekom nie tyd maak om elke liewe dag stil te raak voor die Here en te sê, Here, hier is ek. Hoe kan U my gebruik vandag? Hier is ek, koning, ek rapporteer vir diens aan U. En ja, daar's baie mense wat dit so doen, maar daar's soveel meer, dink ek, wat dit nie doen nie, wat vandag sien, Maandag, as ons het mos nou klaar kerk gegaan, so Maandag is nou 'n lekker kuierdag. Nou kan ons weer lekker kuier en te kere gaan as daar nie 'n môre is nie. En kind van God, is eintlik so verkeerd. Dit is so verkeerd om so te redeneer, maar ons oordeel nie. En ek wil vandag vir jou bemoedig, dierbare kind van God, as jy iemand in jou lewe het wat so redeneer, dan wat moet jy doen? Hoe moet jy dit help? Wat kan jy doen? Kom ek sê vir jou, soos die woord van God sê, ons moet uitgaan om God se woord te verkondig, en as ons moet ons monde oopmaak. En dis hoekom Jesus vir ons sê dat ons moet
ons lig so laat skyn in hierdie donker wêreld. In hierdie donker wêreld dat ons moet vir mense wys, maar hoe is dit om soos 'n kind van die Here te leef? Weet, en dit kom alles terug na, as jy die paasstorie volg, dis 'n fantastiese manier wat ons kan sien elke liewe dag hoe Jesus geleef het en dan natuurlik waar hy deur die martelingsproses gegaan het vir ons om sodat ons genees kan word, sodat die profesie tot vervulling toe kan kom wat ons kan lees, wat vir ons sê in Jesaja 53 vers 5 wat sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge is hy deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dit is so wonderlik om dit te weet, maar my vraag is altyd, besef ons dit altyd? Weet, met ander woorde, leef ons so? Leef ons dit uit in ons alledaagse, sodat mense kan sien, maar dis hoe die kind van die Here moet leef. Dis wat hy of sy dit ook wil hê, want dis hoe ons God se beeld uitdra deur sy seun Here Jesus, wat vir ons sy gees gelaat het op aarde om ons te kan help. Jy weet, en dan bring dit my by die laaste ding wat Jesus vir die disippels gesê het, wat op toepassing het van ons nog steeds vandag. En in Engels praat ons van the Great Commission. En in Afrikaans is dit die Groot Kommissie of eintlik die groot opdrag wat Jesus vir ons gegee het. Ek weet, hy sê vir ons in Matteus 28, ek lees graag vir julle, Matteus 28 vers 16 tot 20, en die 11 disippels het na Galilea gegaan en na die berg waar Jesus hulle bestel het. So, Jesus het hulle geroep na die berg toe. Hy het vir hulle gesê, dit was 'n afspraak, en hy het vir hulle gesê, kom hier na toe. En daar het hulle aangekom en vers 17 sê, en toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. So, hoor mooi hierso wat gebeur is, hulle sien, Jesus het opgestaan uit die dood uit, maar hulle het nog steeds getwyfel. Hoekom het hulle getwyfel? Want hulle was net mense. Soos ek en jy, kind van God, verstaan dit vandag, hulle was net mense. Hulle het getwyfel soos wat God hulle geskape het as mens. Hulle het getwyfel en hoeveel te meer twyfel ons nie. Ek meen, daar het hulle Jesus gesien, beleef met hulle eie oë. Maar hulle het nog steeds getwyfel. En Jesus sien dit en hy sê vir hulle, vers 18 sê, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En dis so belangrik om te verstaan, hoekom het Jesus dit vir hulle gesê? Jesus sê hierdie ding vir hulle, dat hulle moet verstaan dat hy het die volle autoriteit. Met ander woorde, alles in die hemel, in die hemele, en alles op die aarde, en onder die aarde, en op die aarde, alles. Wat sluit alles in? Alles, kind van God, sluit in alles. Alles is onder die gesag van Jesus Christus. Hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Okay. So met daai volle mag, in daai autoriteit, in vers 19, sê hy vir hulle, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dan sê hy ook, maar leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So met ander woorde, dit is die groot kommissie, dit is die groot opdrag. So in hulle ongeloof, roep hulle by mekaar, en Jesus sê vir hulle, ek weet julle is ongelowig, julle twyfel, maar weet julle wat, my autoriteit strek oor die hele aarde, en die hemele, en die hele heelal. En as gevolg van daai autoriteit sê ek vandag vir julle, gaan uit
in hierdie wêreld in. En hier is die ding, kind van God, jy moet verstaan, deur dit wat Jesus vir hulle gesê het hy nie net vir hulle gesê nie, hy het in daai selfde asem, het hy vir hulle die volle autoriteit, die mag en die krag van Jesus Christus ook gegee. Sy krag het hy oorgedra aan hulle, soos wat dit oorgedra is aan ons, want ons is disippels van Jesus Christus. Ons is disippels van Jesus Christus, want ons moet uitgaan in hierdie wêreld in. Ons moet die mense wat die oogklappe op het, wat die wêreld gekom het en vir hulle vertel het, maar dis oukei om te leef in wanorde. Dis oukei om tot laatnagte te kuier in kroë. Dis oukei om losbandig te lewe. Dis oukei om op jou vrou of op jou verloofde 'n buite-egtelike verhouding te hê. Dis oukei om mense te vloek en te skree en te laster waar jy wil. Dis oukei om flieks te kyk wat wêreld geïnspireerd is, wat God se naam in oordeel trek. Gods lasterlike flieks. Dis oukei. Dis nie oukei nie, kind van God. Dis wat die wêreld vir ons kom vertel. Maar ek en jy moet die verskil wees. Want aan ons is die belofte gegee wat Jesus vir ons gesê het. En die vers 20 is die awesome gedeelte. Vers 20 rond Jesus dit af. En hy sê, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Met ander woorde, deur daai vers het Jesus nie net gesê vir die disippels en het daar doodgeloop nie. Nee. Hy het gesê hy is met hulle tot aan die einde, die volëinding van die wêreld. Met ander woorde, tot Jesus weer kom, is hy met hulle. En daarom is hy met ons ook. Want die disippels van ouds is nie meer hier nie, maar Jesus woon in ons. Ons is sy disippels. Ons moet hierdie ding optel, hierdie mantel wat sê, wat Jesus gesê het, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En as jy nou mooi gaan kyk en jy gaan kyk die woorde, die woordkeuse wat Jesus hier gebruik het, want onthou, God is nie deur mekaar nie en Jesus ook nie en die Heilige Gees ook nie, want dis een, drie-enige God wat ons dien. So, hy gebruik hier die woorde spesifiek, hy sê alle mag, okay? Vers 19 praat hy van alle nasies, en vers 20 praat hy van volëinding van die wêreld. So, dis alles omvattende krag en magwoorde wat Jesus gebruik, sodat ons kan weet, hy praat en hy handel in autoriteit. Hoe wonderlik is dit nie om dit te verstaan, die kind van God, om te weet dat ons verlosser, ons Messias, moes hierdie ding doen. God moes self afkom aarde toe, om ons te kan loskoop, deur sy kosbare bloed. En daarom kan ons sê vandag, as gevolg van daai bloed, is ons vrygekoop. En dit gee vir jou, hoor mooi, dit gee vir jou die volle reg, die volle mag en die volle krag en die volle autoriteit van Jesus Christus in jou. Want Jesus het gesê, toe hy opgevaar het, toe sê hy los vir ons, voor hy opgevaar het, toe sê hy los vir ons die vertrooster. Hy stuur die vertrooster, wat ons gaan vertroos elke liewe dag. Wat ons gaan help in elke liewe situasie, wat ons gaan help, maak nie saak hoe donker en hoe verduister dit lyk nie. Hy gaan vir ons gee die krag en die mag van Jesus Christus, sodat ons, byvoorbeeld 'n vers soos Lukas 10 vers 19 wat sê, ek gee aan julle die mag om die slang en die skorpioen te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Hoe awesome is dit? Dis maar een belofte wat Jesus ons gegee het. Nou,
Hoe kan ons dan nou nie glo dat Jesus in ons woon nie? Hoe kan ons dan nou glo dat Jesus Christus nie daar is vir ons nie? Dis hoekom Dawid kon sê, met my God spring ek oor 'n muur, ek loop 'n bende storm. Watse bendes het jy in jou lewe, kind van God? Watse mure is in jou lewe? Hindernisse wat jou weerhou. Want jy sien, hier's die ding, dat die vyand kom. Hy kom en vertel vir jou jy's nie goed genoeg nie. Hy vertel vir jou dat jy nie die mas kan opkom nie, want jy is alleen. Maar hier's die ding, kind van God. Jy moet verstaan, jy is nooit alleen nie. Dis hoekom Jesus vir ons gesê het, byvoorbeeld in Markus 16 vanaf vers 15 sê hy, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodelik drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, en hy het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Hoe awesome is dit, kind van God, om te weet dat God is met ons. God kom wys vir ons deur sy seun te stuur, en dan wanneer Jesus opgevaar het, sy gees vir ons te los, om ons te lei, elke liewe dag. En dan kom ek terug aan die vraag wat ek jou aan die begin gevra het. Hoekom is dit net sekere tye van die week of sekere geleenthede wat ons regtig waar tyd by Jesus spandeer, soos oor Paasfees of Kersfees of watter geleentheid ook al? Hoekom nie elke dag nie? Hoekom hou ons onsself so besig elke dag met allerlei dinge en goeters wat nie van die Here af is nie? Want jy sien, ons is geleer deur mense en dinge en geïnspireer verkeerdelik deur hierdie wêreld dat daar moet 'n skeiding wees tussen ons en God. Daar moet 'n skeiding wees sodat ons op 'n Sondag kerk hou en in die week werk ons. En op 'n Sondag kerk hou en in die week werk ons. Hoekom vat jy nie Jesus saam werk toe nie? Ek vra jou vandag, kind van God, hoekom is jy skaam vir Jesus? Want onthou, koning Jesus het vir ons gesê, die wat beskaamd sal wees oor hom en beskaamd sal wees in loop en leef in skaamheid vir Jesus, sal wees dat Jesus homself skaam oor daai persoon by God die Vader. Want ons kan nie na God toe. Ons kan nie die ewige lewe beerwe tensy ons Jesus aanvaar in ons lewens en in Jesus se naam loof en leef en deur hom die aangesig van God soek wanneer dinge nie reg is nie. En selfs wanneer dinge reg is, om celebrate en om loof en om eer. Alles in die naam en deur die naam van Jesus Christus. Die naam bo alle name. Want soos die woord sê dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus is die Here. Daar's soveel voorbeelde wat ons kan aandink wat in ons eie lewens wat God vir ons so mooi deurgekom het. En dan bevind ons onsself in 'n situasie, dan dink ons, hoe gaan ons ooit hier deurkom? Here, het U van my vergeet? Weet as jy mooi gaan lees om terug te kom na die kruisiging van Jesus self, dan sal jy sien dat op die kruis het Jesus gevra, Vader, Vader, hoekom het U my verlaat? En ek dink dat daai skeiding
daai skeiding van wat Jesus gevoel het tussen hom en Vader, het vir hom dalk die ergste lyding veroorsaak. Ja, natuurlik is daar baie pyn en lyding wat hy ervaar het, maar ek dink daai emosionele aftakeling was vir hom die ergste, daai alleenheid, want so is ons na die beeld van God geskape en Jesus eienskappe in ons, want sy Gees woon in ons. En dink by jouself wanneer jy alleen voel, wanneer jy voel jy kan nie meer nie en jy voel alleen, selfs in 'n vertrek met soveel mense, voel jy alleen, jy weet nie wat om te doen nie, want jy voel regtig waar dat niemand omgee vir jou nie. Nou kind van God, dis presies wat die vyand wil hê. Presies wil hy jou eenkant kry en jou eenkant heen vat en vir jou sê jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie waardig nie. Maar dit is waar jy weer eens, soos ek nou gesê het van Lukas 10 vers 19, die volle autoriteit, die volle mag en krag, die volle Heilige Gees van Jesus Christus in jou moet omdraai na die vyand toe en sê no more. Jy het geen houvas oor my nie, want ek is 'n kind van die Here. Dis wat jy moet sê, kind van God. Dis wat jy moet beleef en herleef elke liewe dag. Deur uit te gaan en God se werk te doen. Om uit te gaan in hierdie wêreld en in die donker wêreld en Jesus Christus se naam te verkondig. Deur net te wees, deur net te loop, deur net daar te wees in die heilige naam van Jesus Christus. Net al werk jy by 'n plek wat soveel ander, kom ons sê jy werk by 'n plek wat soveel ander gelowe het en jy voel nader nee, jy wil nie eers meer praat oor Jesus nie, want jy is heeltemal outnumbered, soos hulle sê. Maar kind van God, dis nou juist daar. Luister mooi, dis nou juist daar waar die Here jou heen gestuur het, sodat jou werk daar kan gedoen word in die naam van Jesus Christus en dat sy werk gedoen kan word deur jou, deur sy Gees wat in jou woon elke liewe dag. Dis so belangrik dat ons dit verstaan en dat ons weet. As ons gaan kyk in die boek van Handelinge 1 vers 8, sê Jesus, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En daai vers, Handelinge 1 vers 8, wat Jesus vir ons sê, ons sal krag ontvang. Dis 'n vers wat jy elke dag, elke liewe dag kan gebruik en ek wil vir jou sê moet gebruik in die naam van Jesus deur te sê, maar Here, ek het U krag ontvang. Koning Jesus, ek het krag ontvang in U naam. En daarom hierdie probleem wat nou kop uitsteek in my lewe, ek aanvaar dit nie, want ek is 'n kind van die Here. 'n Kind van God, sien hoe jou lewe begin draai. As jy so 'n houding begin inneem, 'n godsvreesende houding, maar nog steeds met die volle krag en mag en autoriteit van Jesus, jou probleme aanspreek, soos dit in Engels sê, to grab the bull by its horns and tell him who you are. Weet ek het ons het 'n wonderlike vriendin gehad wat ongelukkig na haar huis toe is. Ongelukkig vir ons, maar gelukkig vir haar. En sy het altyd hierdie ding gehad. Ken jy my pa? En sy het geloop in hierdie karakter elke liewe dag deur te sê dat God is haar Vader en Jesus is haar vriend
en sy het eendag iemand aangespreek so en gesê, ken jy my pa? En hierdie ou wou haar gekil het. Hy wou haar rad voor die oë gedraai het met 'n kar wat sy verkoop het. Die ou het haar nie al die geld gegee nie. En toe sy vra, ken jy my pa? Toe weet die ou nou kastig nie wie sy van praat nie, maar sy het hom mooi herinner en sy het vir hom gesê, my pa is die God wat alles geskaap het, insluitende jou en jou skelmstreke. En ek gaan my pa vertel, wat het jy gedoen? Ag, en dit was binne 'n halfuur, toe daai man die res van haar geld oorbetaal in haar bankrekening in. Maar hoekom vertel ek dit vir jou? Want jy moet dit ook doen, kind van God. Jy moet ook so leef. Jy moet ook so praat en optree sodat Jesus vir sy engele kan sê, "Jesus, ek kan nie wag. Kyk wat gaan hy weer doen. Kyk wat gaan sy nou weer doen in my naam." Jy moet so leef dat Jesus trots is op jou, kind van God. Elke oomblik van die dag. Laat sy lig deur jou kan skyn. Dis waar ek jou wil los vanaand, kind van God. Ek wil vanaand bid en ek wil vra dat die Here jou gaan help. Dat hy jou gaan help om hierdie dinge te kan doen. Die dinge wat hy van ons gevra het om te kan doen. Kom ons bid. Ons dierbare God en hemelse Vader, Here, ek dank U vir hierdie wonderlike dag. Ek dank U, Here, dat ons na U toe kan kom in die kosbare naam van Jesus Christus op hierdie fantastiese wonderlike maandag aand. Here, dat ons sondes kan bely voor U en sê, Here, dankie dat U ons sondes vergewe. Here, ek bid vanaand vir elke liewe persoon wat hierdie boodskap luister. Elke liewe persoon, sodat hulle kan weet dat U is werklik waar, die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Here, ek vra dat U ons sal help in ons unieke omstandighede, Here. Dinge wat knoei en roei en mense wat nog steeds hierdie boodskap geluister het en voel, maar hulle kan net nie. Hulle kan net nie opstaan vir U nie. Want hulle is so gebreek. Hulle knieë is so lam, want hulle voete is onder hulle uitgeslaan. Daarom kom ek vanaand, Here, in gebed en ek spreek U heilige naam, Jesus Christus, oor elkeen van hulle. Laat hulle geseën sal wees op alle gebiede van hulle lewens, op alle aspekte van hulle lewens. Dankie, Here, dat ons hierdie dinge kan sê, kan leef en kan doen in die naam van Jesus Christus. Dankie, Here. Amen. So, kind van God, wees absoluut geseënd. In die magtige naam bo alle name, Jesus Christus. Totsiens, tot ons weer gesels.